Goeiedag geliefdes, ons keer terug na die 2 Korintiërs sendbrief en ons luister na 2 Korintiërs hoofstuk 10. Ek, Paulus, doen 'n persoonlike beroep op julle, ek wat mos gedwee is as ek by julle is, maar manhaftig teenoor julle as ek van julle al weg is. In die naam van Christus, wat nederig en vriendelik is, vra ek julle. Moet my nie dwing om streng te wees as ek kom nie. Ek is seker ek kan my veroorloof om streng op te tree teenoor die wat ons daarvan beskuldig dat ons uit menslike oorwegings handel. Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken, sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is. Julle kyk net na een kant van die saak. As iemand dan so vas oortuig is dat hy aan Christus behoort, moet hy onthou, ons behoort net soos hy ook aan Christus. Al het ek my miskien 'n bietjie te veel beroem op daardie bevoegdhede wat die Here vir my gegee het, sal ek nie beskaamd daarvan afkom nie. Die Here het aan ons die bevoegdheid gegee om julle op te bou, nie om julle af te breek nie. Daarom wil ek nie die skyn wek dat ek julle met my briewe probeer bang maak nie. Daar word mos gesê, sy briewe is wel ernstig en streng, maar as hy self by ons is hy mak en beteken sy woorde niks. Die man wat so praat, moet weet dat daar geen verskil is tussen wat ons in briewe skrywe as ons van julle al weg is en wat ons doen as ons by julle is nie. Ons waag dit natuurlik nie om ons op een lyn te stel of te vergelyk met sekere mense wat so 'n danige dink van hulle self het nie. Hulle is dom. Hulle meet hulle self aan hulle eie maatstaf en vergelyk hulle self met hulle self. Maar wat ons betref, ons sal met ons roem nie buite die perke gaan nie. Ons bly binne die perke van die werkkring wat God aan ons toegemeet het. Julle val ook binne daardie perke. Dis het ons nie ons perke oorskry deur tot by julle te kom nie. Ons het immers vroeër al tot by julle gekom met die evangelie van Christus. Deur op julle te roem, gaan ons dus nie die perke te buite nie, want dit is nie ander mense se werk waarop ons roem nie. Ons hoop dat julle geloof sal toeneem en dat ons dan onder julle nog meer sal hê om op te roem, steeds binne die perke van ons werkkring. Dan sal ons die evangelie ook in streke ander kant julle kan verkondig, sonder om te roem op die werk wat tot stand gebring is in die werkkring van iemand anders. Maar die skrif sê, hy wat roem, moet in die Here roem. Die man wat die proef deurstaan het, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word. Dit was 2 Korintiërs 10 uit die woord van die Here. Ons het voorheen genoem dat Paulus die Korintiërs moes teregwys en dit het hulle hartseer gemaak. Dit het ook vir Paulus ongelukkig gemaak. Nou is daar van die Korintiërs wat Paulus beskuldig dat hy manhaftig optree wanneer hy vir hulle skryf, maar hy is gedwee wanneer hy by hulle besoek aflê en persoonlik met hulle praat. Ons het ook al met sulke mense te doen gekry. Mense wat vir jou boodskappe op WhatsApp stuur of iets op Facebook skryf, wat hulle nooit van aangesig tot aangesig vir jou sal sê nie. Maar is dit wat Paulus doen? Hy skryf hier dat dit nie so is nie. Hy verduidelik dat hy soos Christus nederig en vriendelik wil wees, maar soms is dit nodig om streng te wees. Daarom lyk dit vir hulle asof hy agter sy briewe wegkruip. Ons dink soms dat 'n gelowige net altyd vriendelik en liefdevol moet wees, so asof jy toelaat dat almal oor jou loop. Maar is nie waar nie. 'n Christen moet wel vriendelik en liefdevol wees, maar jy moet ook opstaan vir wat reg is.
Daarom moet jy soms kwaai wees om liefde te kan betoon. Maar dit kan baie verwarrend wees. Moet ons geloof ons gedwee maak, of moet ons vol selfvertroue wees? Die antwoord is nie een van die twee nie. Ons moet nie op onsself vertrou nie. Ons vertroue is nie ons selfvertroue nie, maar geloofsvertroue. Ons vertroue of roem moet in die Here wees. Ons tree dus nie verskonend op nie, maar ons roem ook nie in onsself nie. Ons roem in die Here. Moet ons nou beklei vir wat reg is, of moet ons eerder die vrede bewaar? Ons moet albei doen. Ons lewe nederig, liefdevol en vriendelik in vrede met alle mense, maar ons staan ook op vir wat reg is. Hoe doen 'n gelowige dit? Deur God se voorskrifte te ken en daarvolgens te lewe. Wanneer jy vashou aan wat God voorskryf, is dit maklik om te onderskei tussen reg en verkeerd. Dan is dit duidelik wanneer jy kan terugstaan om vrede te bewaar en wanneer jy moet opstaan en iemand teregwys. Want jy vertrou nie op jouself en jou eie oordeel nie. Jy besluit nie self wat is reg en verkeerd nie. Jy volg die Here se reëls. As jy so lewe, het jy baie rede om te roem. Jy kan die Here loof vir alles wat hy in jou lewe doen en vir al die dinge wat hy deur jou doen. Jy kan dankbaar wees oor ander mense se geloof en ook hulle geloofsgroei. Want dan het jy waarde omdat jy God se kind is. Dan is jou waarde nie geleë in wat jy doen nie, maar in wat Christus doen. Dan maak dit nie saak as mense dink dat jy soms ernstig en streng is en ander kere mak en nederig is nie. Dit maak nie saak, want hierdie dinge hang nie van jou af nie. Hierdie dinge hang van die Here af en jy kan daarop vertrou. As jy so in die Here roem, kan jy heilig lewe. Dit beteken dat jy so lewe dat jy anders en spesiaal vir die Here is. So 'n lewe kom van die Here af en dit sal ook deur hom geprys word. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.